Baie welkom by nog 'n Kikskerk maats. Ek hoop dat dit met jou goed gaan. Ons het almal 'n lekker lang naweke nou en ek hoop jy rus en dat jy vir die ouer kinders so 'n bietjie leer, né? Want die eksamen is alweer om die draai, kan jy glo? En dan gaan ons lekker wintervakansie hou. Sjoe, dit is dan regtig koud hierdie laaste ruk, maar ek hoop sommer dat dit regtig met jou goed gaan en dankie dat jy saam kyk en saam luister. Kom ons sing lekker saam. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dat die ons oplig, veilig op die arensvlerke. Dankie, Jesus, dat die ons oplig, veilig op die arensvlerke. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dankie, Jesus, dat die ons Daar sy maats, kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Here Jesus, dankie dat ons so saam kan kuier oor die internet. Dankie dat ons kan lang naweek hou en kan so bietjie korter weke hê. Ek bid vir elke jong mens wat saam luister en saam besig is, mag ons vandag ook iets nuuts leer en mag ons leer dat U vir ons lief is en wat U alles vir ons kom doen het. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dis 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Maar ons gaan vandag lees uit Matteus uit, en ons het laas, soos ek so vinnig vir julle gesê, Matteus is die eerste boek van die Nuwe Testament. Onthou, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dis die evangelies. Die evangelies vertel van toe Jesus op aarde was, toe hy 'n mens was, en evangelie is euangelion, is die Griekse woord. Ons het dit nog gesê in die Kikskerk, en dit beteken die goeie nuus. So ons gaan vandag lees uit Matteus uit, die goeie nuus. Matteus, die skrywer van die boek Matteus, hy was 'n tollenaar gewees, en 'n tollenaar het geld ingesamel, en hulle was eintlik 'n klomp kroeps gewees. Hulle het by mense meer geld gevat as wat hulle moes, want alles wat hulle meer gevat het, kon hulle vir hulle self hou. So die tollenaars was mense van wie die Jode niks gehou het nie. Nou, Matteus was 'n Jood gewees, en sy naam was eers Levi, en Levi beteken dat sy pa 'n priester was. Hy kom uit die stam van Levi uit, en dit is die stam wat in die tempel gewerk het. So Matteus, die dominee se kind, die priester se kind, word 'n stouterd, en hy gaan werk as 'n tollenaar. En dan kom Jesus, en hy sien hierdie man, en hy gaan roep vir Matteus, en hy sê, Matteus, kom word my disipel. Of Levi word my disipel, en hy verander sy naam na Matteus toe. Matteus beteken geskenk van God. En wat 'n geskenk van God is Matteus nie vir ons, dat hy vir ons hierdie verhaal neergeskryf het van Jesus op aarde nie. Nou maats, ek gaan net vir jou so vinnig verduidelik waar ons is in die kerkjaar. Jy onthou dat die kerkjaar begin by Jesus se geboorte. Die kerkjaar begin mos die 25ste Desember met Kersfees, met Jesus se geboorte, en dan vertel ons vir mekaar die koninkrykstyd waar Jesus, wat hy op aarde gedoen het, waar hy saam sy disippels was, en dan so rukkie terug, so
3-4 weke terug, ek kan ook nou nie eers meer onthou nie, het ons Paasfees gevier, en dis met die kruisiging, né? Met Jesus se kruisiging. Na die kruisiging, oor 2 weke het ons hemelvaart, dis waar Jesus opgevaar het hemel toe, en hy sit aan die regterhand van God, en van waar af hy weer sal terugkom. Iemand het nou dag so mooi vir my in die Kiekskerk gesê, soos wat hy weggegaan het, so sal hy terugkom. En na die hemelvaart, onthou julle, daar aan die einde van Lukas, Handelinge, die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons in die kerk noem, Pinkster. En ons is baie naby aan Pinkster. So dit is min of meer die kerkjaar, daar is hier en daar ietsie tussenin, wat ek nou nie vandag op gaan fokus nie. Maar snaaks genoeg, soos julle lesse ingedeel is, het ons nou, vandag praat ons oor die kruisiging. Nou die kruisiging, Paasfees, wat ons so rukkie terug beleef het hier in die gemeente, sal julle onthou, Jesus is in Jerusalem, en hulle vier die Pasga saam, en al sy disippels is daar, en hulle saam om die tafel, en hulle eet saam, Jesus was hulle voete, daar in Johannes 13 kan julle daarvan gaan lees, en dan gaan Jesus uit, hy bid saam sy disippels, en dan word hy gevange geneem. Julle onthou daardie verhaal, Judas, een van sy disippels kom, hulle soen vir Jesus op die wang, en dan sien die Romeinse soldate wie Jesus is, en hulle neem hom gevange. En dan word Jesus verhoor. Nou Jesus het 2 verhore. Nou verhoor is soos om in 'n hof te verskyn. As jy stout was, dan vat hulle jou na die hof toe. So voor Jesus se kruisiging het hy 2 sulke verhore. Eintlik sien hy meer as een sulke mense, maar die een kant van die verhoor is die Jode wat vir hom kwaad is. Onthou, Jesus was 'n Jood gewees, en hy het die Joodse reëls gevolg, en die Jode sien hom, Kajafas en Annas, die hoëpriester, en die ou wat voor hom hoëpriester was, hulle sê vir Jesus, jy's verkeerd, maar hulle, omdat hulle Jode was, mag nie om ter dood veroordeel nie, en daarom stuur hulle hom na die Romeine toe. Onthou, die Romeine was aan bewind gewees, hulle was die Caesar, hulle was die koning, hulle het geheers. So dan stuur hulle die Jode hom na die Romeine toe, en daar het hy te doen met die Herodes, en hy het te doen met Pilatus, en Pilatus is dan die laaste een wat sê, maar Jesus moet gekruisig word. So, hierdie 2 verhore, en dis eintlik, maats, iewers sal ons dit mooi met julle praat, maar hierdie is 'n baie onregverdige proses waardeur Jesus gegaan het. Want tydens die Paasfees tydens 'n fees mag iemand nie verhoor geword het nie, so die Jode breek so half hulle eie reëls, maar hulle is so kwaad vir Jesus, en hulle hou so min van Jesus, dat hulle net van hom ontslaa wil raak. Nou, maats, partymal dink ons, Jesus is gekruisig omdat hy die Jode kwaad gemaak het. En omdat die Romeine bang was, daar kom 'n opstand onder die Jode, het hulle vir Jesus gekruisig. Maar die Bybel leer vir ons, dat Jesus sê in Johannes 14, ek lê my lewe af. So Jesus het gekies om aarde toe te kom, en hy het gekies om vir ons aan die kruis te sterf. En hierdie is maar net die proses wat God gebruik, sodat Jesus gekruisig kan word. Maar voor Jesus se kruisiging, voor hy nog in Jerusalem was, het hy ten minste 3-4 keer vir sy disippels gesê, ons gaan Jerusalem toe, en ek gaan in Jerusalem sterf. So dit was nie vir Jesus 'n verrassing nie, hulle het hom nie onkant betrap nie, dis nie asof hy nie geweet het dit gaan gebeur nie, so Jesus het oop oë dit gekies om dit vir my en vir jou te doen. Nou wat ons vandag lees, is Jesus is gekruisig, hy loop die pad na die kruisiging toe, loop hy met die kruis op sy skouer of die balk, en dan word hy gekruisig, en hy teen 9 uur die oggend, is hy reeds op die kruis, en die deeltjie wat ons vandag lees, is die deel waar Jesus sterf op die kruis. En ons lees dan uit Matteus 27 van vers 45 af. Omtrent 12 uur die middag, so met ander woorde, hy was nou al 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, 3 ure lang op die kruis, het dit donker geword, en die hele land was donker tot 3 uur toe. So van 9 uur tot 3 uur toe, maar van 12 uur tot 3 uur is dit pikdonker toe Jesus gekruisig was. En almal wat om die kruis is, besef dan, maar hier is iets vreemd aan die gang. Hulle het gedink is net 'n gewone mens wat hulle kruisig, maar nou kom hulle agter iets anders aan die gang. En dan sien ons daar in vers 46, omtrent 3 uur het Jesus baie hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken, my God, hoekom het u my gelos? Waarom het u my verlaat? Sê die ander vertaling. Party van die mense wat daar gestaan het dit gehoor en hulle het gesê,
hierdie man roep vir Elia. Nou maats, kom ons stop nou net vir 'n oomblik daar. Hoekom sou hulle dink hy roep vir Elia? Nou die Jode het geglo, Elia was 'n profeet in die Ou Testament. Onthou, ons is nou in die Nuwe Testament, Matteus, né? Maar Elia was 'n profeet in die Ou Testament en die Jode glo dat voor Jesus weer kom, sal Elia eers kom. En Elia sal kom sê dat Jesus kom. Nou onthou julle, Elia het velklere gedra, hy het heuning geëet, hy was 'n profeet in die Ou Testament. So hulle wag vir Elia. So as Jesus dan nou sê, Eli, Eli, dan klink dit vir hulle soos Elia. Ons wat glo dat Jesus reeds gekom het, dat hy die Messias is, en dat hy reeds vir ons kom sterf het, voordat Jesus begin preek het, was daar 'n ander persoon, julle sal onthou Johannes die Doper, en Johannes die Doper het velklere gedra, hy het heuning geëet, hy het daar in die woestyn gebly, so Johannes het die werk kom doen van Elia. So ons glo dat Johannes soos Elia was, soos Elia kom doen het, so ons glo dat Jesus reeds gekom het, dat hy dit gedoen het, so ons het nie vir Elia gewag nie, ons het gesien dat Johannes dit kom doen het. Kom ons lees daar van vers 48 af. Een van hulle het dadelik gehardloop en 'n spons geneem en het vol suurwyn gemaak. Hy het dit op 'n dik riet gesit en vir Jesus probeer gee, sodat hy dit kon drink. Maar die ander mense het gesê, wag, kom ons kyk of Elia kom om hom te red. Jesus het weer hard geskreeu en hy het gesterf. So ons sien dan hierdie laaste, hier 3 uur die middag, dat Jesus dan nou sterf. En dan maats, hoor nou hierdie interessante gedeelte. Vers 51, die gordyn in die tempel het van bo tot onder geskeur. Dit was toe 2 stukke. God het die aarde laat bewe en hy die rotse laat oopskeur. Nou maats, in die tempel is in Jerusalem, dis waar die Jode aanbid het, en dit is baie anders as ons kerk. Daar was 'n gedeelte waar enige mens kon kom, en dan was daar 'n gedeelte waar mans en vrouens kon kom, dan was daar 'n gedeelte wat net mans kon kom, en dan was daar 'n gedeelte wat net die priesters kon kom, en dan was daar 'n groot, swaar gordyn, een dik gordyn, hy het nie soos jou mamma se gordyne, klomp gordyne wat jy kan oop en toe trek nie, dit was een swaar gordyn, en agter daardie gordyn, eenmal 'n jaar het die hoofpriester ingegaan, en dan het hy vir die volk 'n offer gebring om voor God te sê dat hulle jammer is dat hulle sonde gedoen het, en dan het hulle daai offer gebring. Nou, niemand mag agter daai gordyn ingegaan het nie, behalwe die hoofpriester eenmal 'n jaar. En dit was so ernstig daaroor, dat hulle aan hierdie hoofpriester se voet 'n tou vasgemaak het, dat as hy agter daai gordyn ingaan en dan kom iets oor, dat hulle hom kan uitkatrol, dat hulle nie daar agter hoef in te gaan nie. En hulle het geglo dat God eintlik agter daai gordyn bly. So maats, so toe Jesus gekruisig word, nou onthou julle, ek het nou vir julle die tydlyn gewys, die kruisiging, hemelvaart, en dan die uitstorting van die Heilige Gees. As hierdie gordyn skeur, en ons sien hy skeur van bo na onder, nou dit was verskriklik hoog gewees, hoog. So dit sê vir ons, God het hierdie gordyn geskeur, so God skeur hierdie gordyn oop, nie van onder na bo, dat dit lyk of 'n mens hom geskeur het nie, bo waar mense kan bykom nie, het hy geskeur, en nou is dit oop, daar waar hulle geglo het God is. Met ander woorde, die pad na God toe is oop. Ons hoef nou nie meer agter 'n gordyn in te gaan, eenmal 'n jaar 'n tempel, 'n priester met 'n tou om sy voet nie. Enige iemand kan nou na God toe kom, want Jesus was daai offer wat die priester altyd gaan bring het. Jesus bring die offer, die volmaakte offer, en nou kan ons enige plek na God toe gaan. So ons kom kerk toe, maar ons weet God bly nie in die kerk nie. Ons kan by die huis bid, ons kan by die skool bid, ons kan in die kar bid, enige plek waar ons is, kan ons bid. En dit is hoekom ons dit kan doen, want hierdie gordyn het oopgeskeur, en ewe skielik het ons toegang tot God. En dan word later gaan julle leer van die Heilige Gees wat uitgestort word, en in ons kom bly. So dit is hoekom hierdie belangrik is, dat ons dit moet weet. Daar het nou plek gekom. Vers 52 sê, God het ook die grafte laat oopgaan, en hy het baie gelowiges wat gesterf het, weer laat lewe. So ons sien maats, hier gebeur 'n klomp goed met Jesus se sterwe. En dit sê vir ons, Jesus was 100% God en 100% mens. En dit is moeilik om te verstaan, maar Jesus was nie 'n gewone mens soos ek en jy nie, hy was die
seun van God. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan, nadat Jesus weer begin lewe het hulle in Jerusalem, die gewyde stad, ingegaan en baie mense het hulle gesien. So, ons sien dan dat Jesus sterf op die kruis, hy sê sy laaste woorde, die offisiere en die soldate wat saam met hom vir Jesus opgepas is, het die aardbewing gesien en alles wat gebeur het. Hulle was toe baie bang en hulle het gesê, hierdie man was regtig die seun van God. So maats, hier sien ons 'n wonderlike ding gebeur. Hier sterf Jesus aan die kruis. Mense het gedink hulle kruisig nou maar net iemand. En onthou net, hierdie soldate en offisiere het baie mense gekruisig. Jesus is nie die enigste mens wat gekruisig is nie. Die dag toe Jesus gekruisig is, was daar 2 langs hom gewees. Maar die Romeine het amper elke dag mense gekruisig. So hierdie mense het baie mense gesien wat gekruisig is. Maar omdat hier nou 'n aardbewing is, grafte gaan oop, die gordyn skeur, besef hierdie mense om die kruis, sjoe, maar hier is iets anders aan die gang. En dan sê hulle, hierdie man was regtig die seun van God. En dan vers 55, daar was baie vroue wat 'n bietjie verder gestaan en kyk het. Hulle het van Galilea saam met Jesus gekom om vir hom te sorg. Maria Magdalena, Maria ma van Jakobus, Josef was daar, van Jakobus en Josef, en ook die vrou van Zebedeus. So ons sien, om die kruis staan die klomp vrouens, onthou die disippels het almal weggehardloop, hulle is bang, hulle gaan ook gevang word en gekruisig word. Onder die kruis saam met die vrouens is net een van Jesus se disippels, Johannes, en ons glo vandag dis omdat hy die jongste was, so hy het so half bietjie onder die radar deurgegaan. Hulle het gedink, Johannes het gedink, hulle sal nie besef, hy was saam met Jesus nie, hy is nog te klein. En hierdie vrouens het al die pad saam met Jesus gegaan, en hulle het maar gesorg, want Jesus se ma was ook by, en vir hulle kos gegee, en gesorg dat hulle oké is, en goed versorg is. So hulle is, wanneer Jesus gekruisig is hulle dan nog steeds daar. So nadat Jesus gesterf het aan die kruis, lees ons verder, vers 57, dit was al laat en amper aand. Daar kom toe 'n ryk man van die stad Arimatea, sy naam was Josef. Hy was self ook 'n disipel van Jesus. Josef het na Pilatus toe gegaan en hy het gevra of hy Jesus se liggaam kan kry. Toe het Pilatus gesê, die soldate moet Jesus se liggaam vir Josef gee. Nou onthou, maats, Jesus is op die Vrydag gekruisig, die Saterdag is die Sabbat, dis die dag wanneer die Jode aanbid, wat vir hulle soos ons Sondag is, en hulle het geglo dat 'n liggaam nie moet voor die Sabbat begrawe word, so daarom kom vra Josef van Arimatea, kan hulle maar vir Jesus begrawe, want hulle wil nie hê sy liggaam moet tydens die Sabbat nie begrawe wees nie. Nou sien ons vers 59, Josef het Jesus se liggaam geneem en het dit in 'n skoon lap toegedraai. Hy het Jesus se liggaam in sy eie graf gesit, wat hy in 'n rots laat kap het. Hy het 'n groot klip voor die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was daar en hulle het voor die graf gesit. So die vrouens gaan dan saam, hulle haal vir Jesus van die kruis af, hulle draai hom in lappe toe, dis maar hoe hulle dit gedoen het, maats. Hulle het jou in lappe toe gedraai, hulle het kruie en reukwater oor jou uitgegooi, en dan het hulle jou na 'n klipgraf toe gevat, en daar was sulke bankies, dan het hulle die mense daar laat lê, en dan het hulle die klip toegemaak, sodat niemand nou daar kon ingaan, of diere of iets daar kon ingaan nie, en na 'n sekere tyd het hulle dit weggevat, en dan as die liggaam nou verrot het hulle die bene bymekaar gesit, en so daar sterf Jesus, en hulle sit hom in die graf. Nou maats, daar's 'n interessante ding wat jy moet onthou. Jesus het 3 goed geleen, hy het 'n huis geleen, hy het baie keer by Petrus se huis gebly, hy het 'n boot een keer geleen, wat hy op gepreek het, wat hy op gaan staan het en gepreek het, hy het 'n donkie geleen, die dag, die donderdag aand het hy 'n donkie geleen om op te ry, of die week voor dit toe het hy ingery in Jerusalem. Julle onthou met die reiniging van die tempel en toe almal geskree het, hier kom Jesus, Hosanna, het Jesus op die week voor dit, het hy die donkie geleen, het hy daar ingegaan, en dan het hy 'n graf geleen, want hy het hom net vir 3 dae nodig gehad. Hy het nie soos ons 'n graf vir altyd nodig gehad nie, so hy het hierdie graf geleen by Josef van Arimatea, en daar kan jy op die skerm ook sien die prentjie waar Jesus begrawe is. En dan die Sondag, dan staan Jesus uit die dood uit op, en dit sal dan seker nou die volgende les wees, maar maat, so daai hele sterfgedeelte van Jesus, en ons sien dadelik, selfs met Jesus se sterwe, is dit baie anders as 'n gewone mens wat sterf. Ons sien daar gebeur 'n klomp goeters, en die mense om die kruis wat sien hoe Jesus sterf, onmiddellik besef hulle,
maar Jesus is regtig die seun van God. En dan bære hulle hom daar in die graf, wat hy dan nou net geleen het vir 3 dae. So maats, hierdie intense, moeilike teks wat ons lees, maar wat ook vir ons onmiddellik as ons dit lees, 'n klomp hoop gee, want nou sien ons, ons kan enige tyd na God toe gaan. Ons sien dat Josef, Johannes die doper vir ons die pad kom voorberei het, sodat Jesus die Messias kon kom. En daar is 'n klomp waarhede wat daar toegesluit word, wat vir ons as ons hierdie teks lees, dan besef ons, maar Jesus is regtig die seun van God, en ons kon dit beleef, en ons kan dit lees, en ons kan dit sien, en ons kan glo dat Jesus ons verlosser en saligmaker is. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan lees van u sterwe daar op die kruis. Here, vir ons wat vir u lief is en wat glo dat u God is en dat u koning is dit moeilik om hierdie goed te lees. Dis nie lekker om te lees dat iemand doodgaan vir wie ons lief is nie. Dis nie vir ons lekker om te lees dat u Jesus, die seun van God, aan die kruis moet sterf nie. Maar ons besef, Here, dat as u nie gesterf het nie, dat ons nie vandag hier sou gewees het nie. Dankie, Here, dat ons dit kan lees en 'n ware getuienis kan sien van dat u regtig die seun van God is, en dat die mense om dit gesien het en dit beleef het. Dankie vir hierdie verhale wat so opgeskryf is, sodat ons dit kan lees, sodat ons dit kan glo. Mag elke maat en elke jong mens en almal wat saam kyk, mag hulle dit beleef en glo, en mag dit waar word ook in hulle lewens. Amen. Maats, mag jy beleef dat God die Vader jou gemaak het, dat hy vir jou lief is, dat Jesus Christus vir jou aan die kruis gesterf het, en dat hy opgestaan het, en dat die Heilige Gees in jou leef en elke dag met jou is. Amen.